Dit is vir my vanoggend lekker om die woord te kan bedien. Ek word die vakansieprediker. Wanneer daar nie baie mense verwag word nie, dan kry ek die verhoog en ek is so bly vir die geleentheid. Dis regtig vir my altyd 'n voorreg om woord te kan bedien en ek maak sommer van die vorige ding net 'n grappie, so moenie my te ernstig opneem nie. As jy my ken, sal jy weet, vat dit maar lig. Maar ek weet nie of jy gehoor het van hierdie Amerikaanse koppel wat in Israel gaan vakansie hou het nie. En soos wat 'n goeie skoonseun dit betaam, vat hy sy skoonma saam. En terwyl hulle in Jerusalem is, word ouma siek, en soos wat die noodlot dit wil hê, toe gaan ouma ook dood. En nou het hy gesprek met hierdie rabbi, want wat gaan ons nou met ouma doen hier in Jerusalem? En hy sê, wel die ding is, jy weet, ons kan jou $500 vra, dan kan ons vir ouma hier in Jerusalem begrawe, of dit gaan jou $5,000 kos, om haar terug te stuur na die VSA toe. En die ou dink so bietjie en hy sê, sjoe, hy dink, hulle moet haar maar terugstuur VSA toe. En die rabbi sê, jy weet, dit is $5,000. Hy sê, ja nee, ek weet. Hy sê, maar ek het gehoor van 'n man, wat hier gesterf het in Jerusalem. En op die 3de dag het hy opgestaan. En ek wil nie 'n kans vat nie. Nou ja, so, ons almal het ons motiewe. Nee, ons almal weet daar is die 4 evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En die evangelie is eintlik die Griekse woord evangelion, wat beteken goeie nuus. En dan sien ons dat al 4 evangelies is deur verskillende skrywers geskryf, maar veral spesifiek die boek van Lukas is geskryf deur 'n dokter wat nie 'n Jood was nie, en hy was eintlik die enigste van die skrywers van die Bybel wat ons vind, wat nie 'n Israeliet of 'n Jood was nie. So hy het geweet, hoe voel dit om 'n buitestander te wees. En as jy verstaan en kyk na hoe hy geskryf het, sal jy verskriklik baie details sien in die boek van Lukas, wat jy nie in die ander evangelies gaan sien nie. En dan ook het Lukas nie net die boek van Lukas geskryf nie, maar ook die boek van Handelinge. So as jy volgende keer besluit om die Bybel deur te lees, en jy kom by Lukas, skip Johannes, en gaan dadelik oor na Handelinge toe, want dan sien 'n mens eintlik die volle implikasie en die replika van dit wat Lukas geskryf het. Nou vanoggend gaan ek 'n gedeelte lees uit Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11, en ek het gedink ek gaan na agter sien, maar ek sal weliswaar nie kan nie, so verskoon my rug. Die ouderdom met 'n paar nadele. So vanaf vers 1, op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die visserman het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel, en Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit in die skare van die skei af onderrig, en toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur, en hulle het vir die makkers in die ander bote beduie om hulle te kom help. En toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat het begin sink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. En ek dink dit is net tot daar. So ons sien, hierdie is die begin van Petrus se bediening saam met Jesus. En voor dit weet ons almal, hy was 'n visserman. En ek weet nie of as jy in Israel was, dan sal jy 'n bietjie meer van hierdie geskiedenis ken, maar die tipe vis wat hulle gevang het was tilapia, en ek het vir jou so 'n fotootjie bygesit, ek dink op die volgende, daar's hy. So hulle het tilapia gevang in hierdie meer, en dan moet jy ook weet dat hierdie was nie
Dit was nie regtig soos 'n see nie, dit was 'n vars watermeer wat nie so groot was nie. Hy was omtrent 21 km by 13 km en hierdie inligting gaan jou nou nie in die hemel bring nie, maar dit gaan jou daarom help om so 'n bietjie beter prentjie te hê. En dan die ander ding van tilapia is as jy Israel besoek het, sal jy besef en onthou hoe ongelooflik warm dit daar is. So tilapia gaan in die hitte van die dag, gaan lê hulle op die bodem van die water, dat dit bietjie koeler is, en dan in die nag, wanneer die water afkoel op die oppervlakte, dan kom hulle op na boontoe om kos te kom soek. Die een ding van die vissermanne wat jy ook moet weet, en dit is maar net interessantheid, is hulle was nie hengelaars nie. Hulle het van die kant af vis gevang met visstokke nie. Hulle was ouens wat vis gevang het met nette. So in as gevolg van die feit dat die tilapia slegs in die aande opgekom het, het hulle skuite gevat en dan het hulle kandelaartjies op die rand van die skuit vasgemaak, verlig, en dan het hulle die nette ingegooi en die lig het dan die visse na die bote toe getrek en dan het hulle die visse so gevang. Nou ons sien op hierdie stadium in Lukas 5 ontmoet ons vir Petrus en dan sien ons hierdie man, hulle het die hele nag gevang. Nou ek weet nie, ek het al vissermanne as hulle van 'n visvangdag af kon en nie dit doen regtig as 'n beroep nie, maar meer net as 'n stokperdjie, as hulle niks gevang het nie, dan is dit asof jy daai sweibrandjies so by hulle optel. Nou ek dink Petrus het gesit met 'n sweibrandjie. Ek bedoel, die hele nag niks gevang nie. Dit is 'n verskriklike fisiese werk. En nou is hulle besig om die nette skoon te maak. En Jesus kom na hom toe en hy sê, "Hey ou Petie, kan ek asseblief jou boot leen?" En hy sê, "Wel, die ding is, hy het in elk geval die hele nag nog niks vir my beteken nie, so dit kan seker nie te veel skade doen nie, want Jesus sê, jy weet wat, hierdie is die eerste eeu en die eerste dekade, en ons het nog nie klanktoerusting nie, so die mense kan my nie mooi hoor nie, en hier is baie mense wat kom luister het." Nou die vraag is, het Petrus Jesus op daai stadium geken? Hy het van hom geweet, maar hy het hom nie geken nie, want ek weet nie of jy kan onthou nie, Andreas, sy broer, was een van Johannes die Doper se disippels gewees, en met dit het Andreas van Jesus gehoor, na Petrus toe gegaan en gesê, "Hey Petrus, ek dink ons het die Christus ontmoet. Sy naam is Yeshua, en ek is seker hy is die seun van God. Hy kom van Nasaret af." En ek dink net dit het klaar vir Petrus laat voel, "Oh my goodness, Andreas, jy is so gullible. Het jy enige idee hoe klein Nasaret is?" Nou op die stadium wat Jesus in Nasaret gebly het, was dit maar 'n dorpie van 200 tot 500 mens groot. So, in elk geval, so Petrus vat vir Jesus, stoot hom 'n entjie in die water in. Jesus is besig om die woord te deel met die mense wat kom luister het. En ek dink in daai tyd sit Petrus en dink, "Sjoe, hierdie rabbi klink nogal anderste as al die ander rabbies waarna ek nog geluister het. As hy praat, dan klink dit asof hy God ken. En as hy bid, dan klink dit asof hy regtig weet wie is Elohim." En ek is seker hierdie online teologie het hom baie goed gedoen. En dan is Jesus klaar gepreek en dan raak Jesus so bietjie meer persoonlik en dan sê hy, "Petrus, kom ek en jy gaan vang vis." En ek dink Petrus dink, Jesus van online teologie weet hy regtig baie. Maar van tilapia af weet hy niks. En Jesus sê wel, die ding is, jy weet, ek is in elk geval, kom ons gee dit 'n try. En dan onthou ons almal die storie hoe dat Petrus en Jesus ingegaan het in die water en Jesus vir hom sê, "Gooi jou net aan die regterkant uit." En onthou nou, hier is in die hitte van die dag, tilapia is nie nou bo nie. En die volgende oomblik duik die tilapia die nette in. En ek dink die oomblik toe Petrus dit sien, toe dink hy, hierdie is 'n werk van God, want dis so teen die natuur vir tilapia om nou op die oppervlakte te wees en in die nette in te kom. En dan lees ons hoe dat Petrus neerval in die boot.
En ek dink sy gesig het half amper in daai vrot viswater gelê. En nou hy Jesus net bo sy bene staan en hy sê, gaan weg van my Here. Ek is 'n sondige mens. En ek dink Jesus het Petrus se hand so gevat en hom opgelig en sê, hey Petie, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek wil net hê dat jy jou Facebook status moet verander van visser van tilapia na visser van mense. En dan sien ons hoe dat Petrus se hele bediening afskop. Ons sien hy word een van die naaste 3 van Jesus. Hy en Johannes en Jakobus. Ek bedoel, in daai binne sirkel het hy saam met Jesus gewandel vir 3 jaar. En hierdie vermeerdering van die visse was eintlik maar vaal in vergelyking met alles wat hy van Jesus beleef het. Ek bedoel, hy het die blindes gesien hoe dat hulle begin sien het, die dowes hoe dat hulle gehoor het, die ouens wat deur demone possessed was, hoe dat hulle bevry is, hoe dat die verlamdes opgestaan het en geloop het. Ek bedoel, dit is alles goed wat hy beleef het. En dan op 'n stadium lees ons in die boek van Markus, en ek weet nie of jy dit kan onthou nie, Jesus vat vir Petrus en Johannes en Jakobus, en hy vat vir hulle op by die berg van Tabor, wat so aan die noorde kant van die see van Genesaret, of die see van Tiberias, of die see van Galilea, maak nie saak wat jy hom noem, is dieselfde plek, vat hy hulle op, en aan die volgende oomblik sien ons een van die mees amazingste goeders gebeur. In 'n oomblik, so word Jesus voor hulle verheerlik. En die Bybel sê dat dit was so helder, dat hulle nie daarna kon kyk nie, maar die volgende oomblik sien ons 2 mense langs Jesus staan. Ons sien vir Moses aan die een kant, en ons sien vir Elia aan die ander kant, wat half 'n simboliek is van die wet en van die profete wat daar is. Nou, ek weet nie of het vir jou ook van nie is nie, maar ek bedoel, die ding is, Moses en Elia is eintlik al lankal dood. En die volgende oomblik sien ons hulle hier langs Jesus staan, op die berg van Tabor, waar Jesus verheerlik is. En dit voel vir my half amper as ek kyk na die gedeelte van Romeine 8:28, wat ek dink ons almal so goed ken. Want hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, dat dit word tot my voordeel en tot God se eer. En ek dink in hierdie skrifgedeelte en in hierdie moment, waar Moses en Elia aan weerskante van Jesus staan, in 'n verheerlikte liggaam, word hierdie skrif 'n hiperbool van wat dit eintlik vir ons beteken. Want sien, ek weet nie of jy ook baie keer so daaraan dink nie, dat ons noem baie keer hierdie skrif, as jy deur 'n krisis gaan, ek dink nie, daar's een persoon in hierdie gehoor, wat nog nie deur 'n verskriklike krisis gegaan het, en gaan staan het op hierdie skrif wat sê, dat hy sal alles vir my ten goeie laat meewerk. Maar soms, ek weet nie of jy dit ook soms ervaar nie, net soms voel dit vir jou, Here, ek glo dit so baie, maar my pyn is so intens, en dan verder in Romeine 8, dan skryf Paulus, hy sê, baie keer kan ons dit nie eers sien, hy sê dit is asof ons so inwaarts sug. En kan ek vir jou sê, baie keer as jy net so sug, is dit ook 'n uitroep na die Here toe, om te sê, Here, hierdie lewe is nie altyd maklik nie, hierdie lewe is messy, en ongelukkig vir ons almal, kom klop gebrokenheid aan ons almal se voordeur. Niemand van ons word daarvan vrygeskeld nie. Maar dan sien ons, as ek dink aan Moses, dan dink ek, ek bedoel, hy lei vir 40 jaar, die Israeliete deur die woestyn. Nie 'n maklike volk om te lei nie. Ek weet nie of jy ook daarmee saamstem nie. Ek bedoel, hulle wil aanhoudend teruggaan na die drive-through van Egipte. En Moses het elke keer, ek bedoel, dit is 'n kopseer oor hoe 3 miljoen, en nie sê ek is een is genoeg. Hy kan nie meer as een vat nie, maar imagine 3 miljoen van hulle, wat die heeltyd moan, oor goed wat nie reg is nie, hulle is honger, hulle kry warm, hulle is dors, en hoekom is hulle hier, want eintlik was dit vir hulle heerlik gewees in Egipte, en vergeet hulle eintlik waardeur hulle gegaan het, maar dit is mos altyd so, wanneer ons in hierdie krisis is, dan wens ons soos wat in ons vorige krisis, want daai krisis was beter as hierdie krisis, en dan hier teen die einde se kant,
dan is hulle weer dors. Maar ek bedoel 40 jaar loop Moses met daai swybrandjie en ouens en mense kan ook net so lank dit vat. En die Here sê vir hom, en hulle is weer, sê hulle kan ons nie teruggaan. Hoekom het jy ons weggevat uit Egipte uit? Ons het van die Kentucky Fried Chicken en Coke gehou. Ons hou van drive-through, dis kitskos, dis onmiddellik daar. 40 jaar het ons nou genoeg gehad. En die Here sê vir hom, Moses, praat met die rots. En Moses so gefrustreerd deur hierdie hardnekkige en hardkoppige volk van frustrasie vat sy staf en hy slaan die rots. En die Here sê vir hom, omdat jy dit gedoen het, sal jy nie in die beloofde land ingaan nie. Nou ek weet dit voel vir my, so Here, dit was een foutjie. As Moses so taaf behandel is, wat se kans het ek dan eintlik behalwe die genade van Jesus in my lewe, weet om dit te bereik van wat die Here in my lewe wil doen. Maar stel jouself voor, ek bedoel God begrawe homself op die berg van Nebo, want niemand weet eintlik van hoe dit daar was nie. Maar kan jy jouself voorstel in die oë van Moses, wat daardie oomblik die beloofde land geweier is, maar dan die volgende oomblik staan hy langs die verheerlikte Messias en hy kyk oor alles uit. En dan is die skrifgedeelte van, want hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En ek dink as ons vandag dalk 2 stoele hier voor moes gehad het en Henny moes 'n onderhoud gehad het met Moses en vir hom vra, okay Moses, deur een, sou jy graag die beloofde land wou binnegaan saam met 3 miljoen hardnekkige, hardkoppige Israeliete? Of deur 2, sal jy dalk die beloofde land wil ervaar wanneer jy langs die verheerlikte Messias staan en daaroor net kan uitkyk. En ek wonder net partykeer, God is so buite tyd, so buite ruimte en ons is so vasgevang in waar ons is, dat ons partykeer hom regtig vertrou, dat watter omstandighede of waartoe ek ook al gaan, dat hy na dit kan kyk. En al gebeur dit nie soos wat ek dink dit moet gebeur nie, maar God sal altyd alles vir jou ten goeie laat meewerk. Mag dit altyd iets wees waarin jy so vertrou, Here, u woord het dit gesê, en dit is al wat ek nodig het om te hoor. En u kyk buite my omstandighede, en u kyk op van 'n ander plek af op my omstandighede, en u weet die einde van die begin. En daarom kan ek vandag net gerus wees, Here, want u is alreeds in my toekoms. U was in my gister, vandag en my toekoms op dieselfde tyd, Here. Ek is gemaklik om my lewe aan u toe te vertrou, al gaan ek ook deur watter krisis. So een van daai tye, en dan sien ons die volgende oomblik net, dit was net kort voordat Jesus gekruisig word, is hulle by Lazarus, en ons almal onthou vir Lazarus, die sissies laat weet vir Jesus, Lazarus is siek, en toe hoor ons Lazarus is dood, en Jesus, wat doen hy? Gaan nie onmiddellik nie, maar vertoef so rukkie. Nou ek weet nie of jy weet nie, maar daar is 'n tradisie by die rabbies, dat hulle iemand eers mag doodverklaar op die 3de dag. Want sien, die rabbies het al 'n paar foute gemaak. Want mense was op 'n keto dieet, dan het hulle flou geval en dan was hulle doodverklaar, maar meanwhile was hulle net flou. En toe as gevolg daarvan het hulle gesê, nee, eers op die 3de dag, jy moet dood wees, voordat die rabbies jou mag doodverklaar. En dan sien ons, as Jesus uiteindelik by Lazarus aankom, ek bedoel die sissie sê vir hom, in die King James version, sal hulle sê, hy stink al. Here, hierdie is, ek bedoel, dis verby dag 3. Hy is dood. En kan jy jouself voorstel, want ons praat vandag oor Petrus se belewenis van Jesus, van wat hy gesien het, van wat hy gehoor het. En onthou, ons vandag weet wat het gebeur. Hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Die volgende oomblik staan Jesus en hy roep, Lazarus, kom uit!
En ek dink almal is so 'n tipe van half geskrik en nie geweet presies wat nou gaan gebeur nie. Maar die volgende oomblik word die klip weggerol. En daar stap Lazarus met die lin en Jesus sê, haal dit van hom af. Nou kan jy jouself voorstel, as jy deur al hierdie goed moet gaan. En ek weet nie hoe jou reis saam met Jesus is, en wat jy aan alles saam met hom beleef het, en wat jy al alles saam met hom deurgemaak het, en hoe hy al vir jou deurgekom het in jou lewe, wat jy sê, Here, ek kan kyk na dit en dit en dit, en ek het al dit gesien en dit gesien en dit gesien. Maar as jy alles beleef het, wat Petrus beleef het, dan sou jy kon dink, dat toe dit rof begin gaan het, toe hulle Jesus kom gevange geneem het in die tuin van Getsemane, toe hulle hom gevat het om verhoor te word, en daarbij 'n verskriklike onregverdige verhoor, sou jy kon dink, dat Petrus by Jesus sou staan, deur alles wat hy van hom gesien het, deur alles wat hy van hom beleef het, deur sy goedheid, konstante ervaar, jy sou dink dat dit wat het is. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Die Bybel sê dat terwyl Jesus onregverdig verhoor is, en terwyl Jesus buite die stad gevat is om vir ons plek te sterf, en ek weet nie of dit vir jou soveel sin maak oor hoekom Jesus juist buite die stad moes sterf nie. Want sien, die ding is, wie was buite die stad? Al die lyke wat nie opgeëis was deur hulle familielede nie, het hulle buite die stadmure gegooi. Mense wat lepers, malaatses was buite die stad. Die mense wat onrein was, hulle was buite die stad. So dit was al die mense wat tipe van uitgeworpe was, deur die normale standaard van lewe, wat buite die stad was, en Jesus gaan sterf vir my en jou sonde, buite die stad. En dan wat sien ons Petrus doen? Petrus agtervolg hom so in die nag, terwyl Jesus 'n onregverdige verhoor deurgaan, en dan begin mense sy stem te herken in die manier hoe hy praat en sê, hoorie, maar jy is mos een van hom, en Petrus begin dit sterk te ontken, en dan sê hulle, maar ons is seker, jy moet deel wees van hom. En dan begin Petrus te vloek, en hy gooi 'n paar vloekwoorde in, dat die ouens wat met hom praat, sê, luister, geen volgeling van Jesus kan met sulke tipe taal 'n volgeling van hom wees nie. Ek bedoel, die manier hoe jy nou praat, is regtig trashy. En dan sterf Jesus. En Petrus gooi vir Jesus onder die bus in. En Jesus was vir hom nog net goed. En dan sien ons in Johannes, waar ons nou gaan lees, 10 dae later het Petrus weer 'n ervaring saam met Jesus. En ons sien dat Jesus word op die 3de dag opgewek, en jy sal verstaan nou hoekom dit, as jy nou ook verstaan dat 'n persoon moes dood verklaar geword het, kan jy verstaan ook hoekom dat Jesus 3 dae in die graf was, om seker te maak hy was dood, andersins kon dit dalk 'n segte geword het om te sê, wel, hy was nie regtig dood nie, en so, miskien wel key to die het hy nou opgestaan, nie regtig. En dan sien ons op die 3de dag, en hierdie is my altyd so mooi, as ek dink altyd aan 2 goeders, oor hoe het God besluit dat dit so moet wees. Ek dink altyd, hoe het God besluit, dat die jonge Maria, wat 12 of 13 jaar oud was, dat sy die ma van die Christuskind sou wees. Hoe het God besluit dat daai vroukie, dat het sy moet wees? En dan die ander besluit, van hoe het God besluit, wie sou die eerste persoon wees, wat die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die kerk sou waarneem, om die eerste getuie te wees vir dit. En ek weet nie of jy onthou nie, maar Maria Magdalena was eintlik Maria van Magdala. As Lukas oor haar praat, dan sê hy, sy het 7 demone gehad. Nou as jy numerologie verstaan in die Bybel, sal jy verstaan dat dit baie keer nie regtig bedoel sy het 7 demone gehad nie, maar omdat 7 die getal van volmaaktheid is, beteken dit net sy was geheel en al demon possessed. Sy was so vol van dit. Ek bedoel, sy was die meisie wat nooit 'n span gekry het nie. Sy was die meisie wat nooit gekies is nie.
Sy het nooit 'n sitplek gekry nie. Sy was die meisie wat 'n ma haar kind en haar seun gewaarsku het, luister, jy kan enige iemand matriekafskeid toe vat, maar nie vir Maria nie. Sy was nie die keuse van mense nie. En dan sien ons op 'n stadium kom Jesus by Magdala verby, en die Bybel sê nie te veel daaroor nie, behalwe dat ons weet sy was geheel en al demonies besete. Maar hoe dat Jesus by haar stop en sê, jy wat deur niemand gekies is nie, ek kies jou. En ek gaan jou nie net vir nou kies nie. Ek gaan jou kies om die grootste gebeurtenis van die geskiedenis van die kerk waar te neem. En ek weet nie of jy onthou nie, maar op die 3de dag vroeg die oggend, die Bybel sê toe dit nog donker was, het Maria gehardloop en na die graf toe gegaan met die idee dat sy eintlik net Jesus, dat hulle hom wil salf en daai goeders, en ek bedoel, sy het nie verwag van wat presies hier voor haar gebeur het nie, en sy het Jesus verwar met die tuinier, en dan hardloop sy na die manne toe, na Johannes en Petrus toe, en hulle hardloop om te kom kyk, want ek weet nie of hulle nie aanvanklik geglo het, dat sy dalk nie die waarheid praat nie. Ek weet mans dink ons is emosioneel, en ek weet nie vir welke rede, hoekom dink mans, vrouens is emosioneel nie, maar miskien is dit vir die rede, hoekom Petrus gevoel het, hulle moet self persoonlik kom kyk, van wat by die graf aangaan. En dan sien hulle, Jesus is weg, en dan gaan hulle huis toe, met Maria Magdalena bly. En ek wil hê, ons moet nou lees, dit is 10 dae later, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, hy het 'n paar keer aan hulle nou verskyn, maar nog nooit die situasie van waar Petrus vir Jesus onder die bus ingegooi het, regtig gekonfronteer of weer daaroor gepraat nie. En ek wil hê, jy moet nou onthou, dis 10 dae later, Petrus het nie deur 'n 12 weke program gegaan om te sê, luister, ek is 'n totale mislukking, help my net om soulcare te hê en my sonde te vergewe, verstaan, hy het vir niemand gesê, hy is jammer oor dit wat hy aan Jesus gedoen het nie. Hy het geen belydenis gedoen van dit wat hy met Jesus gedoen het, en almal het daarvan geweet. So kom ons lees Johannes 21 vers 1 tot 6. Die vorige gedeelte? Daar sy. Ok, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, so see van Galilea, see van Genesaret, presies dieselfde plek, hang af wie dit skryf, en hy het so verskyn. Daar is by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels, en Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang, en hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou, hou dit vir my asseblief net daarop. Ek dink, een van die mooi goeders wat hier gebeur is, al die ander disippels weet presies van dit wat Petrus gedoen het, dat hy Jesus verraai het of verloon het, om onder die bus ingegooi het, geweet, hy het nog nie gesê eers, hy sorry nie, en dan sê Petrus, luister, ek gaan vis vang, en die ander ouens sê, luister, ons is saam met jou. En ek wonder net baie keer in die kerk is ons is so hard op mekaar, dat wanneer iemand 'n fout maak, dan voel dit vir my, ons kan nie wag om mekaar onder die bus in te gooi, en vir jou presies te sê van wat ek dink van die fout wat jy nou presies gemaak het nie. En ek wonder net, of ons nie moet leer om soms uit by mekaar te staan, irrespectief van die fout wat jy gemaak het, en jou help om in 'n pad van herstel weer terug te kom by dit wat Jesus oor jou lewe gesê het nie. Simon Petrus, ek gaan visvang, hulle sê, ons gaan saam met jou, en hulle het uitgegaan, en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Volgende ene. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie, en hulle antwoord hom nee, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry, hulle toe gegooi, en deur die menigte van vis, was hulle nie meer in staat om dit uit te trek nie. Ouens, dink net mooi aan. Dieselfde omstandighede, dieselfde plek, dieselfde krisis, almal is op die water,
Jesus verskyn op die strand en nou roep hy, hey, het julle dalk enige vis gevang? Hulle herken hom nie. Nee, al ons houers is leeg. En hy sê, gooi julle net aan die regterkant van die bote uit. En ek wonder net, of vir 'n oomblik, ek bedoel, dieselfde goeters gebeur presies soos die begin van Petrus se tyd saam met Jesus, of hulle gedink het, joh, hierdie klink 'n bietjie bekend, so déjà vu. En dan kyk Johannes en hy sê, dit is Jesus wat op die strand staan, en die ding is, wat vir my so verras het van Petrus op hierdie stadium, is, ek sou kon dink dat wanneer ek iets verkeerd doen, en ek moet nou die persoon wat ek onder die bus ingegooi het, konfronteer, dan voel dit vir my, ek weet nie of het jy ook so is nie, maar as jy partykeer in Pick n Pay stap, en jy sien iemand, dan voel dit vir jou, jy het ewe skielik iets anders te nodig as hierdie aisle, waarin jy eintlik wil wees, ek bedoel, jy draai hom net so subtiel om. Maar nie Petrus nie. Die Bybel sê, hy duik in die water en soos 'n Chad le Clos gooi, 'n borsslag Olimpiese standaard, terug na die strand toe, om daar vir Jesus te kan sien. En kom ons lees nou verder. OK. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja, Here, U weet dat ek U lief het, en hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra vir hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja, Here, U weet dat ek U lief het, en hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy my derde maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou ek weet baie mense is van mening die rede hoekom Jesus vir Petrus 3 keer vra is omdat Petrus vir Jesus 3 keer verloon het. Of dit nou so is, weet ek nie regtig nie. My algemene verklaring is dat Jesus is besig om op iets anders te fokus. In die Afrikaanse taal en selfs in die Engelse taal is ons tale so jonk in vergelyking met die Hebreëus en die Grieks, dat terwyl daar baie keer ander woorde is, het ons dit vertaal na een woord toe. In die Afrikaans kry ons net liefde, in Engels net love, maar op hierdie ding sal ons sien, daar is 2 woorde waarvan Jesus praat, en net liefde oor die algemeen, is daar 4 wat die Griekse voor het, waarvoor ons een gebruik. So ons weet almal van die agape liefde, dit is die self-sacrificial love, dit is wat Jesus kom doen het, hy het homself kom gee, dit is God se liefde. Dan die ander een wat ons kry is phileo, wat beteken dit is 'n vriendskapsliefde, buddy liefde. Ek saam met 'n vriendin, ons is vriendinne van mekaar, man tot man, ons is buddies. Dan kry ons eros, wat meer 'n man-vrou, dit is meer 'n erotiese liefde, en dan kry ons storge, en storge is meer 'n ouer-kind verhouding, so dit is die liefde wat 'n ouer het vir sy kind, maar al daai tipe liefdes het ons taal, omdat hy so jonk is, en net nie soveel uitdrukking al geniet nie, het ons om alles vertaal met een woord, en wanneer ons dit lees, dan dink ons, okay, wel, Jesus vra nou dit en dit, maar dis eintlik wat Jesus vra nie. So Jesus kom en dan sê hy, Petrus, agape jy my. En dan kyk Petrus na Jesus en hy sê, Jesus, ek phileo jou. Ek sien jou net as my buddy. Dan die tweede keer vra Jesus weer, Petrus, agape jy my, sal jy bereid wees om vir my te sterf? En die tweede keer antwoord Petrus weer, Jesus, ek phileo jou. Ek sien jou net as 'n vriend. En dan die amazing deel van die derde keer as Jesus met hom praat, dan voel dit vir my, Jesus stap af na sy vlak toe van waar hy verstaan, en dan sê hy, Petrus, phileo jy my. En Jesus kom in op sy vlak van waar hy bereid is om liefde te gee.
En dan sien ons, Petrus word hartseer, omdat Jesus dit daarna toe vat. En dan sê Jesus, u weet alles, u ken my. En dan weet ons almal van daai ongelooflike mooi profetiese woord wat Jesus vir hom sê, toe jy jonk was, het jy gedoen wat jy wil, maar jy gaan 'n pad stap, van waar jy by Agape gaan uitkom, en ons sien hoe dat Petrus teen die einde van sy lewe, hoe dat hy ook gekruisig is, en nie wou sterf soos sy meester nie, maar gesê het, kruisig my onderste bo, want ek is nie werd om soos hy gekruisig te word nie. En hoekom sal ek jou alles hierdie vertel? Ek dink ons verhouding met Jesus is so van, weet, ons kan maklik net hierdie buddy-buddy verhouding hê, met die skepper van hierdie wêreld, met die een wat homself kom gee het, met die een wat niks terughou het nie, met die een wat elke dag saam met my stap, getrou bly. Ons het nou nog gesing van sy getrouheid in my lewe. Maar ek wonder net, as hy voor my kom sit, sou kom sit het vandag, en hy vir jou sou vra, Antoinette, agape jy my? Is ek so belangrik vir jou, dat jy bereid is om vir my te sterf? En ek nou moet kyk en sê, Jesus, ek sien jou net as my vriend. Ek weet nie of my verhouding met u daar is, dat ek bereid is om vir u te sterf nie. En vandag wil ek dit nie emosioneel maak nie, ek is maar net van self chankerig, so ek hou maklik. En Martha het verlede week so vreeslik om verskoning gevra, omdat sy so emosioneel raak. As ek net verskoning moet vra, gaan ek net die hele tyd verskoning moet vra, so ek vra nie meer verskoning vir hoekom ek so baie huil nie. My verhouding met Jesus is vir my emosioneel. Daar's baie momente wat ek net voor hom sit, wat ek nie woorde het nie. Maar wat trane net sê wat my hart is. Maar as jy vandag 'n koffiekie vanaand maybe met hom kan gaan drink, en hom hoor jou vra, en die Antoinette, agape jy my? En ek regtig kan sê, Here, u het so alles vir my geword, dat my lewe behoort aan u en u alleen. En ek is bereid om vir u te sterf. So lief het ek u vandag. Net omdat u vir my goed is. En ek wil afsluit met 'n gedig, en dis van Koos van der Merwe, en hierdie is nog glad nie eers geestelik nie, so jy kan hom maar gaan soek op die internet as jy wil, jy gaan hom daar kry. En die gedig se naam is Almal wil. Ons almal wil Jesus ken. Ons almal wil ons lewe vir hom leef. Maar dit is asof ons vandag se belewenis nie altyd kan deurtrek na môre toe nie, want in die oomblik as ek by die huis kom, is dit asof my hele lewe verander, en ek wil jou vandag challenge. Mag dit wat jy nou ervaar, mag dit nie een ding is wat een kant toe gaan nie, maar mag dit die ervaring wees wat jy by die huis het, môre, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag weer. Mag Jesus vir jou die belangrikste persoon in jou lewe wees. Want ons wil graag, en dan stap ons net hier uit, en doodnormaal vir ons almal, lewe is staf. Vergeet ons van die belewenis hier. Mag dit vandag nie met jou gebeur nie. En hy skryf, Koos skryf, hy sê, almal wil die stilte hê, maar niemand wil ophou raas nie. Almal wil geken wees, maar niemand wil oopmaak nie. Almal wil ergens kom, maar niemand wil weggaan nie. Almal wil die berg op, maar niemand wil klim nie. Almal wil slim wees, maar niemand wil geleer word nie. Almal wil verstaan, maar niemand wil luister nie. En hierdie was nie mooi nie. Almal wil maar word, maar niemand wil minder eet nie. Ek hou nie daarvan nie. Almal wil hê, maar niemand wil betaal nie. Almal wil ophou moeg wees, maar niemand wil tot stilstand kom nie. Almal wil sien, maar niemand wil kyk nie. Almal wil vrede hê, maar niemand wil ophou bekommer nie. Almal wil hemel toe gaan,
maar niemand nou al nie. Mag die erns van jou verhouding met Jesus nie, ek wil dit doen, maar net nie nou nie. Mag dit wees, Here, ek wil alles gee en ek wil dit nou doen. Ek wil nie meer uitstel vir môre en oormôre en volgende Sondag en maybe, Here, wanneer dit met my beter gaan finansiëel en maybe, Here, wanneer dit beter gaan met my huwelik en maybe, Here, wanneer dit beter gaan met my en maybe, Here, wanneer al my verhoudinge herstel is en maybe, Here, wanneer ek die klaar het en maybe, Here, daai klaar het. Maar mag dit wees van ek wil vandag hemel toe gaan. Ek wil vandag reageer en sê ek agape U met my hele lewe.